Verlede keer het ons gekyk na Johannes 15, waar ons hoor oor die goeie tuinier, God wat die goeie landbouer is, wat die hele wingerd in stand wil hou, en om die wingerd goed in stand te hou, moet daar gereeld gesnoei word, en die stukke die lote wat vrug dra word gesnoei, sodat hulle reg en skoon kan wees, en die lote wat nie vrug dra nie, word afgeknip, sodat daar nuwe lote kan uitspreid, wat wel vrug sal dra. En so gebeur dit in my en jou lewe. Soms is dit God wat ons snoei, wat aan ons bietjie werk, dat ons meer soos Jesus kan word. En partykeer gebeur daar net slegte goed in die wêreld, wat ons vreeslik kan affekteer. Soms het ons groot verlies, hartseer, seer kry, stikkend. As ons nou die boom-metafoor gebruik, is dit asof daar 'n tak van die boom afgebreek word, of die boom sommer afgechop word, net daar. En dit gebeur met my en jou. Maar God kom gee vandag vir ons die goeie nuus, dat nadat dit gebeur het, hierdie slegte goed, of die goeie goed van die snoei, daar is 'n lewe daarna, waarna God ons toe uitnooi. En hoe pak ons dit aan? Ons kan so baie leer uit die voorbeeld van die vrou in Markus 5, vers 25 tot 34. 'n Groot skare het Jesus gevolg en teen hom gedruk. Daar was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het erg gely onder baie dokters en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Dit het eerder slegter en slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, het sy in die skare van agteraf gekom en aan sy bookleed geraak. Want sy het gesê, as ek maar net aan sy bookleed kan raak, sal ek gesond word. Die oorsaak van haar bloeding het toe dadelik opgehou en sy het aan haar liggaam gevoel dat sy van haar kwaal genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag uit hom uitgegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra, wie het aan my bookleed geraak? Maar sy disippels het vir hom gesê, u sien dat die skare van alle kante af teen u druk, en tog vra u, wie het aan my geraak? Hy het om hom bly rondkyk, om die een te sien wat dit gedoen het. Toe die vrou besef wat met haar gebeur het, het sy bewend van vrees voor hom neergeval en hom die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees genees van jou kwaal. Hierdie vrou het 'n groot probleem gehad, en alhoewel sy die vermoëns gehad het om by geleerdes hulp te kry, kon niemand haar help nie. En toe gebeur daar iets in haar lewe. Sy het gehoor dat daar iemand is, Jesus Christus, die Here, wat rondgaan en mense genees. En sy het besluit om op te tree. Nou natuurlik, daardie was heeltemal 'n ander konteks. En ek gaan nou 'n bietjie meer verduidelik wat dit alles behels het van haar, om hierdie groot tree te gee, wat vir ons dalk sommer eenvoudig klink. Maar daar's 3 goed wat ons by hierdie vrou kan leer. Eerstens, sy het gehoor en sy het geglo. Toe sy hoor van Jesus, het sy geglo. Sy het geglo dat as sy by Jesus kan uitkom, dan sal hy haar kan genees. Sy het dit diep in haar hart geglo. Wat doen ek en jy wanneer dit sleg gaan met ons of as ons 'n verlies het? Soms wil ons nie luister na die woord van die Here nie. Soms is ons nie bereid om te hoor wat God vir ons wil sê nie. Soms twyfel ons of God dit eintlik sal kan doen vir my en jou. Laat ek en jy glo dat God dit wel kan doen. Wat het sy daarna gedoen? Sy het tot God genader. Sy het na Jesus toe gegaan en sy het aan hom gevat. Sy het geglo dat die aanraking sal maak dat sy genees kan word. Dit was 'n groot uit die gemaksone uitskuif vir daardie vrou, want sy was eintlik onrein. Volgens Levitikus 15, enigiemand wat aan haar raak, sy maak hulle onrein. Oral waar sy sit, daar is dit onrein. Wat maak dat daardie persoon hulle klere moet uitwas, hulle self moet was, en hulle sal eers in die aand rein wees.
Mense wou nie naby aan haar kom nie. Sy het ook geweet dat daar 'n risiko is vir ander mense om onrein te word as sy na hulle toe gaan. Maar sy het besluit om nie terug te staan nie. Sy het besluit om na Jesus toe te gaan, want sy het geglo dat hy haar rein sal kan maak. Sy het aan hom gevat. Wat beteken dit? Sy het sommer so aan sy klere gevat, maar eintlik het sy haar self uitgestrek in geloof. Partykeer kan ek nie vir hulp vra nie, julle. Partykeer is dit vir my moeilik om te vra vir hulp, om na God toe te gaan en die woorde te sê, dit is waarmee ek sukkel, dit is wat ek dra. Kan U my genees? Kan U my help? Maar dit is wat Jesus ons na uitnooi. En omdat sy aan hom geraak het, die derde ding, wat het gebeur? Sy het volkome genesing ontvang. Daardie woorde wat gesê word, Jesus het haar genees, ontvang genesing en gaan in vrede. Dis baie meer as genesing, dis volkome genesing. Die genesing wat sy ontvang het, was nie net vir daai oomblik nie. Van daai oomblik aan het sy nooit weer aan daardie siekte gely nie. Haar genesing op daardie bloeding was voltooid. Maar sy was sosiaal genees. Dit het gemaak dat sy weer tussen mense kon wees sonder vrees. Dat sy weer verhoudings kon bou. Haar verhoudings is herstel met ander mense. Sy het fisiese genesing ontvang. Sy het ophou bloei. En sy het daardie geestelike genesing ontvang. Sy is eintlik gered. Later in die evangelie lees ons dat Jesus se bloed het gevloei vir ons, sodat ons van ons sondes verlos kan word. Hierdie genesing wat sy ontvang kan ook vertaal word as verlossing, dat sy verlossing ontvang het. Dit is God se uitnodiging aan ons. Wanneer ons swaar kry, wanneer ons seer gekry het, wanneer ons iets met ons saamdra, wat ons wil by die huis hou, ons wil dit toehou, ons wil dit nie deel nie, ons wil nie na Jesus toe gaan nie. Nooi Jesus ons uit, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal julle genees. Die plan van die goeie tuinier is dieselfde. Dat ons as gelowiges sterk sal word in ons geloof. Dat ons geloof eg sal wees. Dat ons meer en meer soos Jesus sal wees. Dat die koninkryk van God sigbaar sal word op hierdie aarde. En om daar te kom, kan ons wanneer ons gesnoei word, nie net sit en jammer wees nie. Ons kan ook nie sit en by die huis bly en nie uitgaan nie. Die Here nooi ons uit, ons moet daai tree gee, maak soos hierdie vrou. Hoor wat die Here vir jou wil sê. As jy nie hoor nie, vra vir mense om aan jou te getuig. Lees die woord, sodat jy die woord van God kan ontvang. Moenie net hoor nie, ons moet glo. Ons moet glo dat God nie net favorites het nie. Hy wil intiem betrokke wees in ons genesing, in ons geestelike groei, sodat ons meer soos Jesus kan word. Dan, nader tot God. Ons word genooi om in intieme verhouding met God te leef, naby aan hom, waar ons sy hartklop hoor, waar ons sy wil leer ken, sodat ons kan verstaan wat doen hy in hierdie tuin, en dat ons ons deel kan doen. En daarna gryp hom aan. Regtig, die uitnodiging is daar. As Jesus hier was, het hy jou seker nou omhels. God se uitnodiging is daar. Gryp hom aan as jy hom nodig het. En dan ontvang sy genesing. Laat toe dat daardie growwe, afgechopte tak heel gemaak word. God is die groot geneesheer. Laat hom toe dat hy daardie seerkry in jou hart kom heel maak, die gebrokenheid van ons liggame kom heel maak. En dan vertrou ons hom, dat wat hy ook al doen in ons lewe, hoe hy ons ook al genees en hoe dit lyk, dat dit deel is van sy goeie plan, tot uitbreiding van sy heerlikheid in hierdie wêreld. Ek sluit af met Jesaja 61 vers 10 tot 11. Ek verheug my grootliks in die Here, my hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek, 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang. Asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja,
soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit. So sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Laat ons lewe getuienis wees van God se liefde teenoor ons en sy goeie plan met ons. Amen.